Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag leer ons meer oor die wonderlike wêreld van mikroorganismes. Ons gaan kyk na wat mikroorganismes is, die verskillende tipes mikroorganismes, hoe sommige skadelik is, maar ook hoe baie van hulle nuttig is in ons alledaagse lewe. Kom ons begin. Eerstens moet ons verstaan wat die verskil tussen makroorganismes en mikroorganismes is. Makroorganismes kan met die blote oog gesien word soos mense, diere en plante. Mikroorganismes is so klein dat ons hulle nie sonder hulp kan sien nie. Ons het 'n mikroskoop nodig om hulle waar te neem. Daar is verskillende tipes mikroorganismes: bakterieë, virusse, swamme, alge en protozoë. Kom ons kyk nou na elkeen in meer detail. Bakterieë is eensellige organismes. Hulle kom meestal voor in die vorm van sfere, stafies of spirale. Bakterieë is ongelooflik sterk en kan selfs in uiterste omstandighede oorleef waar ander organismes nie kan nie. Party bakterieë is nuttig, maar ander kan siektes veroorsaak. Virusse is parasiete. Dit beteken hulle kan net oorleef binne die selle van ander lewende organismes. Hulle is die kleinste mikroorganismes en veroorsaak siektes soos waterpokkies, masels en griep. Omdat virusse selle aanval, kan hulle mense baie siek maak. Swamme kan eensellig of meersellige organismes wees. Gis is 'n voorbeeld van 'n eensellige swam, terwyl sampioene meersellige swamme is. Swamme het eienskappe soortgelyk aan plante, maar hulle bevat nie klorofil nie. Dit beteken hulle kan nie fotosinteer nie. Alge leef meestal in water. Sommige mikroskopiese alge word selfs in produkte soos tandepasta gebruik. Groter alge, soos seewier, kom oral in die see voor. Sekere alge bevat klorofil en kan fotosinteer, maar hulle word nie as blomplante geklassifiseer nie. Protozoë is eensellige organismes. Sommige protozoë veroorsaak ernstige siektes soos malaria en slaapsiekte, maar party protozoë is nuttig omdat hulle skadelike bakterieë eet en help met die reiniging van rioolwater. Sekere mikroorganismes is gevaarlik vir mense en diere. Hulle kan siektes veroorsaak, selle beskadig en soms selfs tot die dood lei. Daarom is dit belangrik om goeie higiëne toe te pas. Skadelike bakterieë heg aan die gasheer vas, beweeg met sterkte wat hulle help om na spesifieke bestemmings te swem, stel gifstowwe vry en dring selle binne om dit te vernietig. Dit kan lei tot infeksies en siektes. Virusse dring selle binne en neem beheer oor die sel se aktiwiteite. Dan dwing hulle die selle om meer virusse te vervaardig. Wanneer die proses klaar is, sterf die sel gewoonlik. Protozoë word dikwels versprei deur besmette water of organismes soos muskiete. Hulle vermeerder vinnig binne die gasheer en beskadig selle en weefsel. Mikroorganismes kom byna oral voor, in badkamers, kombuise, op handvatsels, in water en veral op ons hande. Dit is hoekom dit belangrik is om skoon en gesond te leef. Ons kan die verspreiding van mikroorganismes beperk deur gereeld hande te was, bottels en naalde te steriliseer, te verseker dat jy op datum is met alle inentings en om enige drinkwater wat nie van 'n betroubare bron afkom nie te kook. Baie skadelike mikroorganismes kan in water leef en siektes veroorsaak soos kolera, wat hoogs aansteeklik is. Simptome van kolera sluit in diarree, naarheid en braking, wat lei tot dehydrasie, erge spierkrampe en selfs die dood. Hierdie eenvoudige stappe help ons om gesond te hou. Verskeie wetenskaplikes het reg deur geskiedenis belangrike ontdekkings gemaak. Alexander Fleming het penicillin ontdek, Jonas Salk het die polio-inenting ontwikkel, Louis Pasteur het bewys dat kieme uit die natuur uitkom en siektes veroorsaak, as ook die proses van pasteurisasie ontwikkel.
Hulle werk het miljoene lewens gered. Maar, dit is baie belangrik om te onthou dat nie alle mikroorganismes skadelik is nie. Baie is nuttig en help ons met ontbinding van afvalstowwe, watersuiwering, die werking van die spysverteringsstelsel en die produksie van kos en medisyne. Sonder mikroorganismes sal lewe op aarde baie anders lyk. En dit bring ons aan die einde van vandag se video oor mikroorganismes. Ek hoop julle het iets nuuts geleer oor hierdie klein maar baie belangrike organismes. As julle die video geniet het, gee gerus 'n like, subscribe aan die kanaal en druk die notification klokkie sodat julle nuwe video's nie mis nie. Dankie dat julle saam met MX Science Lab geleer het en sien julle in die volgende video.